As inderdaad nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Goeiemôre, good morning as jy nou eers by ons aangesluit het. Later gesels ons met die hoof van die Stellenbosch Akademie vir Sport, Ernst Joubert, en ons gaan ook 'n bietjie met Elvis Blue opvang. Maar vir eers weer tyd vir gesels, dalk bietjie meer op 'n ernstige noot. Elsa, hierdie keer is dit die dinge waarvan jy hou, die ernstige sake jy wil. Ai, maar ek hou nie van hierdie onderwerp moet ek vir jou sê, want dit is kommerwekkend, maar ken julle enige jong mense wat sukkel om werk te kry? Ja, En ken ons nie jong mense wat sukkel om werk te kry. Presies, Pieter. Ek dink ons sien dit gereeld op sosiale media ook, maar goed, ons kyk vinnig na die storie. Nou ja, Suid-Afrika beleef die diepste en mees aanhoudende werkloosheidskrisis in die wêreld. Meer as 12 miljoen mense wil werk, maar kan nie. Sowat 1000 mense word al vir 17 jaar lank daagliks deel van die werkloosheidssyfer. 'n Swak beleid en bestuur het groei tot byna 0 laat daal, wat ook die hoofrede vir die gebrek aan werkskepping is. Sonder vinniger ekonomiese groei is daar geen volhoubare oplossing nie. Openbare werksprogramme bied slegs tydelike verligting en kan nooit die miljoene poste skep wat nodig is nie. Tog fokus die regering en besighede al jare lank meer op spesiale projekte as op die harde werk van beleidshervorming. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming beveel hervorming in 4 sleutelgebiede aan, naamlik meer werkersvriendelike arbeidswette, 'n beter vaardigheidsstelsel, ondersteuning vir klein besighede wat werk skep en die verwydering van struikelblokke vir die informele sektor. Suid-Afrika moet dringend hervorm om 'n pad na insluitende groei en miljoene nuwe poste te baan, of nog 'n geslag sal in die wanhoop van werkloosheid vasgevang bly. Soos ek sê, ek dink dit is kommerwekkend en die vraag bestaan, hoekom dink 'n mens dan sukkel Suid-Afrika al vir so lank om werksgeleenthede te skep? I think we've had this chat before where Tace has actually mentioned that there's quite a few jobs within the informal sector that don't get recognized as someone who is working. Soos byvoorbeeld, as jy elke oggend wakker word om goedjies te gaan verkoop aan die kant van die pad en so, that is a job. So because those things in the informal economy are sometimes not recognized, I think there is a tendency to kind of skew these numbers slightly, but I'm not saying that unemployment is not as much of an issue. I'm just saying that there are people that are making their own opportunities, which maybe are not being factored into these numbers. Ja, en ek dink die ander ding is, jy weet, die vraag of die arbeidsmark dalk te streng gereguleer word, want ek weet baie mense sit met daai vraag ook. Maar ek dink dan beweeg 'n mens oor na die onderwerp rakende klein besighede ook. En ek dink net dit bly 'n groot krisis, maar nou al vir soveel jare, veral onder die jeug. En ek weet ook dat baie van die jeug dan gaan studeer, maar dit verseker nie noodwendige pos na die tyd nie. Ja, dis net daai kringloop. Ek kan nie verstaan nie. Dit is hoeveel keer word dit opduik in gesprekke, in debatte en dis meer, maar daar word net niks regtig konkreet daaraan gedoen nie. Ja. Dit sal eerder ander nuus wat ongelukkig meer fokus op die skade wat al gedoen is en eerder as op by die oplossings te kom. Maar hierdie dink ek kan nogal 'n lekker debat. Ek soek mense soos Tuis om die tafel en jy weet van die ouens wat lekker met besighede en goeders ook daagliks werk, om vir ons net 'n bietjie meer insig te kan gee van uit 'n besigheidsoogpunt, wat is die probleme waarmee hulle sukkel, as hulle dalk werk wil skep, moet hulle aan hierdie vereistes voldoen en. En dan ook vir die jonger geslag, ek sal like om te hoor wat jong ouetjies se uitdagings is, jy weet, wat is die verskoning, jy te min ondervinding, of jy moet eers dit of dat, wat is die algemene terugvoer wat hulle kry van besighede af? Ja, of daar's net nie poste beskikbaar nie, maar ek dink die ander hartseer faktor wat ook 'n rol speel is die feit dat soveel jong mense dan genoop word om te kyk na die buiteland, jy weet, en oorseese werksgeleenthede, wat ook sleg is vir Suid-Afrika oor die lang termyn. Yeah, I think also there needs to be kind of a drive towards making the previous trades more attractive, like building and plumbing and handiwork and all of that kind of thing. We can't all be a YouTuber, we can't all be a content creator, we can't all be a doctor or an engineer. We've got to find those gaps within the South African job market where they can see where they could fit in and create a business for themselves that down the line will create more jobs. Verseker, want dis ook die ding waar jy moet nie net dink aan 'n werk, is baie nice wat jy dit sê. Jy weet, 'n ou moet dink aan, okay, as ek hierdie geleentheid kry, hoe kan ek daarin groei of die besigheid laat groei dat ek later weer kan werk skep vir
die jeug op mense eie. En dan kom ons terug na die hele onderwerp rakende kunsmatige intelligensie. Verstaan, wat deur besighede ingespan word om juist daai kostes te bespaar, maar weer eens, laat dit mense sonder werk. Maar dit kom daarop neer, daai punt wat jy nou maak, is dat jy die hele tyd jou vaardighede moet aanpas en verskerp en bly by die tye. But it's hard to do that when what you've already got isn't enough to get you a job. So why must I keep on trying when there just isn't an opportunity for me? Ek kan nie dink hoe moeilik dit moet wees om die hele tyd vir werk te soek nie. En jy kry net niks. Dit is regtig, dit laat mense moedeloos en mense verstaan dit. Ja. Ek het my CV al vir soveel mense ingestuur. En jy weet, ek ken self nou 'n jong man wat 21, 22 jaar oud is wat sukkel om werk te kry. Ja. Hy het al die potensiaal, hy het al die dit, hy het al die dat, hy het dalk nie noodwendig, maar ek meen hy gaan doen aansoek vir al die poste, dan sorry jy's overqualified, of sorry jy's te jonk, of sorry dit. So ek stem saam met jou. Dis 'n frustrasie en ek dink dit het nogal 'n impak op gesinne ook, né? 100%, ja. Definitief wat se impak dit het op die gesinne. Maar die punt is net bly hoopvol en stuur maar die CV's en probeer om geleenthede te vat en jou vaardighede aan te skerp en sien hoe dit gaan. Ja, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met die bekroonde aktrise Candida Mosoma oor haar nuwe kinderboek. Bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning.